Ons kuier vanoggend so 'n bietjie in Markus weer. Ons het laas Sondag gepraat rond die ryk jong man. En vanoggend praat ons oor die blinde man van Jerigo, Markus 10 vers 46 tot 52. En ek lees vir u. En hulle het in Jerigo gekom en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasarener was, begin hy om uit te roep en te sê, seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Ons titel vanmôre is dan ook, gooi af jou kleed. Bartimeus was blind, 'n bedelaar, die gebrek, ons lees nie of hy so gebore is nie, ons weet nie hoe hy blind geraak het nie, maar hy was en sy enigste manier, enigste bron van inkomste was dat hy kon bedel. Nou, soos ons weet dat as van jou sintuie aangetast word, dan het jou liggaam die manier om ander sintuie sterker te maak. As jy nie kan hoor nie, sal jou sig sal verbeter, en daar sal ander dinge wees wat meer sensitief raak om op te maak vir daardie gebrek. Dan ook so met 'n blinde persoon, sy gehoor sal sterker word of meer sensitief wees om te kan hoor geluide, om hom te waarsku en om hom te help om te kan beweeg. En ek glo dat Bartimeus, terwyl hy gesit en bedel het hy gesprekke gehoor, want dit was die tyd van Jesus en Jesus het wonderwerke gedoen en ek glo daar was gesprekke in sy omgewing en hy het gehoor van hierdie Jesus wat wonderwerke doen, wat mense genees, siekes en selfs dooies laat opstaan. En mense het in sy omgewing gepraat en heel waarskynlik nie gedink wat hulle ook sê nie, want sê die blinde, wat sal hy nou weet en wat sal hy nou wil doen? En dit is vir my, enerzijds is dit vir my, ek sê altyd, daar is baie redes hoekom ons as 'n gemeente by mekaar moet kom. En hierdie is weer eens vir my, ek het al gesê, ek wil 'n lys begin maak en ek het nog nooit gedoen nie, maar daar is soveel redes hoekom ons behoort saam te kom, en hierdie is weer eens 'n bewys daarvan dat wanneer ons in die omgewing is van mense wat praat oor Jesus, oor die dinge van Jesus, dan hoor ons, dan leer ons, dan word ons gemotiveer om aan te om te sê, Jesus, ek het u hulp nodig. En daarom is dit vir my belangrik, geestelike byeenkomste, samekomste, om gereeld by mekaar te kom. En ek dink die woord van die Here sê ook vir ons, Paulus sê in Hebreërs, moenie julle onderlinge byeenkomste laat veragter nie, want dit is belangrik. Dit is belangrik om mekaar te stig. Geloof in Jesus word gebou deur die getuienisse van wonders en mense wat getuig en sê, alles is te klein iets wat gebeur. En niks is te klein om belangrik te wees, maar dit kan vir iemand anders 'n inspirasie wees om iets te doen of om iets te verander in sy of haar lewe. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie getuienisse moet vertel en sê, weet jy, die Here was vir my goed gewees. Dit het gebeur en ander ou sal daar dink, ag, nou wat is so wonderlik daar. Maar elkeen van ons kom uit 'n ander omgewing, uit 'n ander agtergrond. Elkeen van ons het ander behoeftes. Elkeen van ons het 'n ander persoonlikheid. En daarom is 'n waardesisteem wat bepaal word oor hoe ons groot, ons kultuur ensovoorts, en waardes wat ons vir onsself aanleer gewoontes, bepaal of iets vir ons belangrik is of nie, en dit mag dalk vir iemand anders minder belangrik wees. En hierdie ou het gesit en bedel, mense daar gedink, jy's lastig, man, dat ook vir hom sê, kom, raak rustig, bly stil, jy's irriterend. En ons is baie keer geneig om mense af te maak en nie te hoor
wanneer hulle roep na Jesus nie. En van ons eie belang is baie keer soveel belangriker. Toe Bartimeus hoor dat Jesus op pad is, toe roep hy. Toe dink jy, wag, ek kan nie sien nie, en ek wil vir 'n oomblik myself in sy situasie sit, en as jy jou oë sou toemaak, en jy gaan buite op straat, hoe moeilik sal dit nie wees om te loop nie, want ons is nie gewoond om toe oor te loop nie. Ons het die gawe van sig, en ons aanvaar so vanselfsprekend ons gehoor, en ons gebruik dit nie altyd soos wat dit behoort gebruik te word nie. En ek kan my vir een oomblik indink dat hy uit hierdie gehoor, en hy het nie geweet waarna toe om te roep nie, hy het nie geweet hoe ver is Jesus nie, en daarom het hy geskree, en gesê, dat ek by homself gedink, ek moet net skree, en dat hy my net hoor, want ek het hom nodig, en ongeag wat mense, wat hom bestraf het, en hulle opinies oor hom, het hy net harder geskree, en ek dink baie keer is dit nodig aan ons lewe. Ons het dikwels vir Jesus nodig. Nie omdat ons miskien 'n gebrek het nie omdat ons noodwendig siek is nie. Maar ons het 'n behoefte na Jesus in ons lewe, want hy is daardie een deel wat ons volledig maak. En baie keer leef mense 'n lewe, hulle raak afhanklik van allerlei middele, gewoontes en ander mense ten einde te kan cope. Ten einde volledig te voel. En eintlik al wat ons nodig het is Jesus. Jesus kan enige holte, enige ruimte, ek wil amper sê, hy is vloot, hy kan enige vorm, enige gaping in ons lewe, wat dit ook al mag wees, kan hy vul. En hy kan so perfek doen. Jesus gee 'n opdrag dat Bartimeus geroep moet word. Hy hoor hom te midde van die skare. En ons dink baie keer as ons bid, en dan dink ons, die Here hoor my nie. My gebed gaan nie deur die plafon. Ons dink baie keer dat as ons uitroep en nie na mense om hulp te gee nie, maar as ons uitroep na Jesus, dat miskien is hy dalk te besig. Miskien is hy nie naby dat hy my hoor nie. Maar ons weet dat Jesus al omteenwoordig is, en ons weet dat die Heilige Gees daar is om ons te help en te onderskraag en te lei, en ons weet dat Jesus ons wel hoor. Hy hoor ons te midde van hierdie dag tot dag bestaan, besoedeling, geraas, wat dit ook al mag wees wat in die lewe plaasvind. Hy hoor ons. Dis nie asof hy ons ignoreer. Maar ons moet baie keer net harder roep. Omdat Jesus 'n gehoorprobleem het, nee. Maar omdat hy wil weet hoe ernstig is ek, hoe nodig het ek hom. En daarom het ek die vrymoedigheid om, al sê mense vir my, hoor jy's irriterend, hou op. Moet ek nooit ophou moet roep na Jesus nie, nie net as ek nood het nie, maar as ek 'n behoefte na hom het in my lewe, en sê, ek voel nie vanmôre volledig nie. Ek het 'n behoefte om want ek weet Jesus kan my laat volledig voel. En dan moet ons bly roep. Dikwels moet ons net harder roep. Dis al wat ons hoef te doen. Ongeag wat die mense of omstandighede sê, want mense wil baie keer vir ons dikteer en sê, nee, jy kan nie so doen nie. Daar's baie mensgemaakte reëls, selfs in die geestelike realm, in kerke. Sekere reëls en regulasies wat moet nagekom word ten einde aanvaarbaar te wees. En as dit nie in die Bybel so staan, dan is dit menslike instellings. En ek dink nie ek of enigiemand hoef hom hoef dit te ag of te voldoen aan nie, want hoekom moet ek aan menslike standaarde voldoen as Jesus vir my 'n hele handleiding gee met die standaarde en die waardes wat ek behoort uit te lewe. Dan sien ons dat toe hulle van kom sê, okay, jy's geroep, jy moet kom, daar's hoop vir jou. Hou goeie moed, Jesus wil jou sien. Toe gooi hy sy oorkleed af. En hy nader tot Jesus. En dit wat ons hier sien is geloof in aksie. Met ander woorde, geloof en aksie. Hy glo dat wat hy gehoor het, en hy glo dat dit met hom kan gebeur, en dat Jesus hom kan help, en dan sit hy dit om in aksie. Jy sien, baie keer sit ons, en ons roep na Jesus, en ons sit op een plek, ons het nie 'n aksie van ons kant af, sodat Jesus ons kan help nie. Ons sit baie keer in ons klein hoekie, en ons roep Jesus, en ons roep Jesus, en Jesus hoor ons, maar hy wil hê ons moet ons uit ons klein
hoekie ons comfort zone wil hê, moet ons uitklim. Nie om enige standpunt te bewys nie, maar om vir hom te sê, Here, ek het U so nodig, ek is bereid. Ek is bereid om my oorkleed, my kleed vanmôre, my mantel vanmôre af te gooi. Die enigste besitting wat hy gehad het, heel moontlik, was hierdie mantel, hierdie oorkleed. En anders as die ryk jong man wat gesê het, nee, ek kan hier nie volg nie, want ek het te veel goed, ek is nie bereid om die prys te gee. Het hy sonder om te skroom het hy hierdie kleed afgegooi. Hierdie kleed wat hom geïdentifiseer het as 'n blinde bedelaar. Hierdie kleed wat hom warm gehou het, hierdie kleed wat hom teen die elemente beskerm het, hierdie kleed wat miskien voor hom oopgegooi was, baie keer sodat mense geld of iets kon gooi daar vir hom om te gebruik of om te leef van. Hy was, sy identiteit, sy beskerming was in hierdie kleed gewees. Dit het vir hom heel moontlik 'n inkomste gegee, omdat hy geïdentifiseer was as 'n blinde bedelaar, deur die kleed, die mantel wat hy aangehad het. Wat het mantel dra ek nie vermoë? Ons het baie keer mantels aan, ons het baie keer 'n kleed aan, nie as bedelaars nie. Maar het ons dalk vandag 'n mantel van voorspoed aan, wat ons eie geregtig maak, wat ons beter as ander wil voel? Het ons status, 'n mantel van status aan? Het ons 'n mantel miskien van bitterheid en onvergewensgesindheid? Het ons 'n mantel van hopeloosheid, opgee, oorgee, selfbeheer, afhanklikheid? Het ons dalk 'n mantel van geleerdheid vanoggend? Het ons dalk ons loopbaan is dalk 'n mantel wat ons dra, wat ons baie